Here is groter as wat 'n mens kan dink. Amen. Amen. Dit is aardig hoe 'n mens baie keer die Here probeer meet met jou verstand. Kan nie. Jy kan God nie bedink met jou verstand nie. Kan nie. Ek maak die Bybel oop net en ek kyk na 'n skrifgie hierso wat ek gemerk het iewers betyd. Matteus 5. En die woord sê, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Yes, Is u honger Amen. na meer van die Here? Hier en daar is daar iemand wat die tekens gee, so 'n klein bietjie. Ek honger na meer van die Here, hoor. Ek vir u sê, ons was nou lekker op die vakansie daar by die see en elke dag by die see gesit en kyk. Ek is nou nie 'n branderplankryer nie. Ek was dit nooit in my lewe nie. Ek gaan ook definitief nie nou waag nie. Maar net om te kon sien die grootheid van God. Daardie golwe kom vir jare en jare en jare en jare aan hy bly kom. Niks gaan hom keer nie. Niks kan hom keer nie. Die Here wat ons aanbid is 'n groot God. Ek dink mense raak baie keer so in die radwerk van die lewe betrokke dat jy dink nie meer hoe groot is God nie. Dink nie aan sy grootheid nie, dink nie aan sy almag nie, dink nie aan sy heerlikheid nie. En dis seker die grootste fout wat 'n mens kan maak, nê, is om die Here uit die gedagte uit te kry. Dit is so, mense kry krisisse. Ek het ook al krisisse belewe in my lewe, maar geen fout nie. Dalk groter krisisse wat u kan dink 'n mens kan belewe. Maar weet jy, deur al daardie tye is nou 43 jaar terug wat ek bediening toe is. En ek wil vir u sê, as ek nou vandag sien wat ek by die Here moes leer in die tussentyd, dan wonder ek, hoe het ek dit gewaag om in die bediening in te gaan, met die mate van kennis wat ek gehad het, hoor. Dat was so beperk. Ek dink die meeste van u vandag wat hier sit, weet meer van die Here as wat ek geweet toe bediening toe gegaan het. Ek het dit geweet, jy kan klap hande, jy sing, jy preek deur, jy bid nag en dag vas en gaan aanhou aan. Jag die duiwels uit en bid vir die maak die siekes gesond en gaan aan. Een op ander wyse het die kerk gegroei daar in Sasolburg. Die gemeentetjie was maar klein toe ons daar kom. En die eerste jare die Here ons genade gegee om 76 mense te doop wat hulle hart aan die Here gegee het. So een op ander wyse met my domheid en al het die Here gewerk saam met hom. Ek weet nie hoeveel van daai 76 mense het aangehou met die Here te dien nie. Want baie kom onder die oortuiging van die Heilige Gees, daai oomblik as God praat nie. En as hy uit die kerk uitgaan, en as hy 1-2 dienste skip, dan is dit verby. Dan sê ek, nee wat, ek gaan nie meer. Kyk, jy mag nie dit, jy mag nie dit, jy mag nie dit, jy moet dit, jy moet so, dan vra geld, dan sê ek, nee, ek gaan nie meer nie. Ek het net my moeite, dan bly hulle by die huis. As baie meer teruggevallen is aan Witbank vanmorgen, as mense wat in die kerk sit, hoor. Dit kan ek vir u papiertjie oorgee. Maar as daar 'n honger bly, as daar 'n honger in my hart kan bly na die Here. Ek wil vanmorgen met u so 'n bietjie praat oor herlewing. Maar nie herlewing so wat ons dit in ons gedagtewêreld sien van duisende mense en mense wat neerslaan en daardie goed, dit sal ek ook graag wil beleef, maak geen fout nie, hoor. Maar ek sal graag in ons gemeente herlewing wil sien van ware aanbidding. Weet, herlewing beteken dat iets wat lewendig was en toe het gesterf of doodgegaan of weggeraak en het kom weer na vore en kom het weer lewe weer op en het begin weer van vooraf. Ek sal dit wil sien. My mikpunt in my gebed, selfs in hierdie week wat ek by die huis was, naas terugkom van die see af, was dit my gebed, oor Here, leer my om U te aanbid. Here, leer my om my gemeente te leer om U te aanbid.
Dis 'n skrifgie, Johannes 4. Vers 23 en 24, as ek reg onthou, ja, daar. En hy sê daar kom 'n uur, en dit is nou. Kom ons praat, uit die woord het, asof God nou met ons praat, die skrif nou met jou praat. Daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders, die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Ek bid vir 'n herlewing in ons gemeente in daardie versies. 'n Herlewing van ware aanbidding. Nie groepsgeorganiseerde aanbidding nie. Almal sing dieselfde koortjie. Ek wil nie die koortjies wegvat nie, dit is lekker om te sing. Maar ons het so deur die jare in die tradisie geval om ons aanbidding te bou rondom die koortjies. En dan, ek onthou, vroeger jare, dan sing hulle 'n koortjie, en dan klap hulle lekker hande, dan sê hulle, die sangleiers, die stop, ons gaan daai koortjie nou 'n aanbidding sing, dan sing hulle net stadiger. Hulle klap nie meer die hande nie, maar sing dieselfde woorde, maar sing hulle net bietjie stadiger. Dan is dit aanbidding. Dis nie regtig so nie. Maar om God te aanbid, is werklik waar om hom te vereer vir wie hy is. Lofprysing daarenteen is om hom te eer vir dit wat hy vir my gedoen het, vir jou gedoen het, wat hy vir die wêreld gedoen het, wat hy vir die kerkewêreld doen. Ons eer hom vir dit. Maar aanbidding, is waar wat die Here Jesus sê, wanneer jy gaan bid, gaan in jou binnekamer en sluit die deur. En bid in die verborgene en praat met God daar. Daar waar niemand jou kan hoor bid nie, wat jy nie kan hoop, ek hoop staan nie hoor my bid vandag, ek kan hoor, ek kan ook bid nie. Dit nie daai skyn nie, maar die opregtheid om te sê, ek gaan nou my lewe toewy aan die Here, deur hom te aanbid. Die gebrek aan kennis van God is baie keer die oorsaak van die gebrek van aanbidding. Jy kan God aanbid vir wie hy is, as jy weet wie hy is. En ek wil herhaal wat ek in die begin van die diens gesê het, ek het nie wetenskaplikes nodig om vir my te bewys wie God is nie. Die Bybel is vir my genoeg. God is die God van die Bybel. Hy het homself geopenbaar in die geskiedenis van Israel, van Adam af tot by die geboorte van Jesus Christus. God het sy krag geopenbaar, sy heerlikheid geopenbaar. As jy dit nie weet nie, gaan lees die Bybel. Daar's 'n boek in die Bybel wat vir my nie lekker is om te lees nie, is die boek van Levitikus. Al die geslagregisters. Ek wil nie alle name eers probeer uitspreek, die party is onuitspreekbaar. Dit help nie, jy ken al die name in jou kop uit nie. As ander boeke in die Ou Testament, wat van die grootste belang is dat ek en u dit moet lees, want daarin sien ons God se werking en sy goddelike vermoëns. Ons sien in die Ou Testament, ek is in die Nuwe Testament prediker gewoonlik, ek preek baie min uit die Ou Testament uit. Maar ek lees gisteraand iets, of het vanmôre, ek kan nie eens onthou wanneer dit was nie, in Job, 14de hoofstuk, dink is die 14de vers, waar Job iets eienaardigs vra. Hy sê, kan daar uit 'n onreine iets rein voorkom? Hy sê, nie een nie. Daar kan uit 'n onreine nie iets rein voorkom nie. Daarom om 'n rein God te wil aanbid, moet ek in die eerste plek sorg dat ek rein is van my sonde. Hoe doen ek dit? Die bloed van Jesus reinig van alle ongeregtigheid. As ek my sonde bely, God getrou en dit regverdig. Maak jou hart skoon voor jy gaan probeer om God te aanbid.
Beroep jy op die woord van die Here wat sê, Vader, ek beroep my op die woord wat sê, ek het 'n fout gemaak, ek het kwaad geword, ek het verkeerde woorde geuiter, ek het verkeerd gedink, ek het verkeerd gepraat, ek het verkeerd opgetree, wat ook al die probleem is, ek bely dit, vergewe my, en reinig my deur die bloed van die Seun, wat jy gestort op die heuwel van Golgotha. Reinig my, en as jy dit kan glo, dan is jy rein, en kan jy voor God kom buig as 'n reine. As jy onrein is, kan daar niks rein uit jou uit voortkom nie. Onreinheid beperk jou aanbidding. As jou saak met God nie reg is nie. Mense, weet jy, hoeveel mense sit in kerke vanmôre, nie omdat hulle regtig die Here wil aanbid nie, maar om haar man tevrede te stel, of om sy vrou tevrede te stel, en vrede in die huis te hou, gaan maar kerk toe. Sê ek het nie lus met daai ou pastoor Kai, ag weet jy, ek het nie lus vir hom nie, maar wat, my vrou, ek sal maar gaan, of my man, ek sal maar gaan, ek het ook nie lus nie, wil jy my hare gaan was, en my hare blaas, en al die goed, dit is met die kerk te kom, ag, ek het nie lus nie. Beter bly by die huis, as wat jy skyn het, van heiligheid. En jy belemmer die hele bedryf, as ek het so mag noem. Jy belemmer mense met jou goed wat jy saamdra. Ek sal graag wil iets sê, en ek kan jou nie dwing nie, is nie 'n wettiese kerk nie. Maar weet jy wat sou vir my wonderlik wees? As elke man en vrou wat op 'n Sondagmôre na 'n kerk toe gaan, of my gemeente toe, of na watter gemeente ook al toe gaan, net 'n tydjie kan afsonder in sy binnekamer. En hy gaan sê, Here, ek gaan vanmôre saam met ander mense u besing, ons gaan hoor wat sê die woord, en toelaat dat die gawes van die Gees in en deur my werk. Ek kom ruim myself voor u voor. Ek berei my voor. Had ek beroep my op die bloed van Jesus om my te reinig. Had ek by die diens aankom daar, in eenheid met die res van ons mense, so een kan word, dat ons nie nodig het om eers mekaar te probeer aan die wakker kry met 'n koortjie nie. Want baie mense word deur die sange meegevoer. En hy sê, o, pastoor, daar was 'n lieflike salwing van die Here in die kerk, toe ons gesing het. Dit is so, dit bring 'n salwing. Ek onthou, Vrydagmôre het ek my broer Callie se suster, wat oorlede is, begrawe daar in die PPK se gemeente se gebou. En ons het 'n liedere gesing wat hulle op die blad gegee daar, maar aan die einde van die diens, toe voel ek om 'n ou koortjie te sing. I feel Jesus in this place. En hoe sak die heerlikheid van die Here by 'n begrafnis. 'n plek waar mense eintlik sit en treur oor die oorledene. Hoe kom die teenwoordigheid van die Here daar? Omdat ek dit met my mond bely het. I feel Jesus in this place. Ek voel dit nou weer, hoor. Ek voel dit nou weer. Daar dieselfde, ek voel die Here is nou hier, hoor. God soek mense wat, jy sê jy, God soek mense. Kan jy glo wat God moet soek? Ek kom staan by jou en dan kyk jy by jou, kyk by die volgende een. Hierdie een, ja, hierdie een, ja, is in gees en waarheid. Hierdie een, Hy soek mense wat hom in gees en in waarheid kan aanbid. Mense, ek wil nie vir u op 'n gebed op 'n papiertjie skryf en sê, hierdie gebed. Daar's so baie ouens wat gebede het. Ek het baie boeke geskryf wat hulle doen ter wille van die geld. Afgetrede pastore en dominees wat boeke skrywe en dan skryf hulle die boek, hulle verkoop die boek en dan 'n inkomste. Ek verwerp hulle nie, ek kla hulle nie aan nie. Ek waardeer dat hulle probeer iets doen om homself te kan finansiëel in die lewe hou. En mense moet dit waardeer. Koop maar vir jou so 'n boek as jy wil. Maar ek wil vir u sê, daai gebed wat daai mense daar geskryf het, dalk met die beste bedoeling in sy hart, dalk help hy vir jou net, ek weet nie. Dan gee jy 'n bietjie rigting. Maar weet jy wat 'n gebed is, die regte een, die wat uit jou hart uitkom. Sê Here, ek is niks. Ek het niks om te roem nie. Ek het nie geld in die bank nie. Ek het nie groot karre nie. Ek het nie groot huise nie. Ek is 'n weduwee of ek is 'n weewenaar.
Ek het niks om te roem nie, ek het nie geleerdheid nie, ek het geen grade nie, ek het geen roem nie, niemand weet eers van my nie, maar ek buig voor u, die almagtige God, om u te eer. Dan begin jy uit jou hart uit met God praat. Daardie gebede, dis daai dinge wat begin tel. Nie net by die kerk nie, by die huis hoor. Ek wil jou vanmôre, ek kan 'n paar dinge vir u sê wat u weet, maar niemand noem dit nie, maar ek wil dit graag noem vanmôre. Daar is mense wat by hulle huise nie 'n woord bid nie. Nie 'n woord nie. En jy kan nie vir hulle gaan huisbesoek doen en vra jy vir die man, broer, ek het nou by julle 'n bietjie gekyk, wil jy nie 'n bietjie vir my bid nie? Jy weet dit waag nie. Jy kry die verrassing van jou lewe. Bid 'n bietjie vir my broer, ek het nou vir jou kom kuier, maar bid vir my. Kan nie bid nie. Kan nie bid nie. Mense, en weet jy wat? Die koms van die Here is net. Al die dinge van Matteus 24 wat praat van aardbewings en oorloë en al die goed is wêreldwyd so besig om te gebeur. Die aardbewings nou daar in een spesifieke area op die aarde waar die aardbewing so erg is, duisende mense se geboue val in mekaar en duisende is dood. Dis goed wat God se woord van voorspel in Matteus 24. Dis besig om te gebeur. Sy koms is voor die deur. En weet die week gaan saam met hom as hy kom. Die wat hom ken. En as hy jou ken. Hoe ken hy jou? Deur jou aanbidding. Nie deur jou klere drag nie, hoor. Jy kan die mooiste rokkie aantrek, my ou suster, ek waardeer dit as jy netjies kerk toe kom, dat jy nie met 'n stukkende rok kom nie, maar as jy 'n stukkende rok het, en nie ander een, kom in die stukkende rok. Pla my nie. Ons is nie 'n geldkerk wat net gaan oor geld nie. Ek wil ergens met u praat oor 'n dankoffer. Daar moet ergens 'n tyd, ek weet nie of u daarmee gaan saamstem nie, wat 'n mens net 'n dankoffer aan God bring vir dit wat hy vir jou doen. As hy jou finansiëel voorsien. Sê Here, ek bring 'n dankoffer. Dit gaan nie na my sak toe nie, prys die Here. Ons gaan dit gebruik vir evangelisasie. Ons is maar 'n jong gemeente, ons is nog besig om die radwerk aan die gang te kry vir die evangelisasie. Maar ons gaan binnekort 'n voltydse evangelisasiespan op die bene hê met die geld wat daar in die bank reeds lê. Gaan ons gebruik vir dit spesifiek vir evangelisasie, want dit is die roeping van die kerk. Verkondig die evangelie en leer hulle. Ek sal hulle leer. Ons wil net almal saamwerk om die evangelie te verkondig. Maar dan kom ons terug by die punt, as jy siele vir die Here wen, en jy kom hier by die kerk, en jy sien hier by die kerk is jy so vriendelik, en so wonderlik heilig, maar daar by die werk waar jy met hom gepraat het, is jy nie dieselfde, en jy sê, hierdie ou twee lewens, jy lyk nie, is dieselfde by die werk as by die kerk nie. Maar as ons God kan aanbid, weet jy, 'n ware aanbidder vloek nie. 'n Ware aanbidder verwens nie. 'n Ware aanbidder skel nie iemand en klap hom teen die kop nie. Ek wil nou ietsie sê, ek gehoor van 'n man, hy het vir 'n pastoor gewerk, die pastoor het 'n besigheid gehad. Hy gaan werk hy saam met die pastoor, is die baas van die besigheid. En eendag toe ry saam met die baas van die besigheid in sy kar. Toe sê die pastoor vir my broer, die een ding moet jy verstaan. Die lewe by die kerk en die lewe by die werk is anders. En daai pastoor het op sy werkers gevloek. Hy het van hulle geklap as hulle nie hulle werk doen nie. En toe die jong man van vra nou maar, hoe werk dit nou? Hier moet ek jou sê, meneer, by die kerk moet ek vir jou pastoor. Hier vloek en skel jy, maar by die kerk is jy heilig. Al baie sulke ongeregtigheid in die kerkewêreld aan die gang, hoor. God soek regtig na ware aanbidders. Mens, ek weet ek kan dit beter uitdruk. Die Here my net salf met meer wysheid om dit beter te kan oordra. Dat daar in die hart so begeerte moet kom. Sê ek wil niks anders doen nie. Ek wil net God aanbid. Wie ek vanmôre, ek maak altyd in die oggend vir ons 'n koppie koffie. My vrou maak 'n koppie tee. Sy maak dit net moeilik, ek weet nie hoe ons sê so moeilik maak nie, maar ek doen dit. Om die koppie tee te maak. Dan vat ek 'n beskuit. Eet ons beskuit is ontbyt, ons maak nie spek en eiers vir ontbyt nie. Dis ook mos so mooi netjies maar is.
Maar terwyl ek die kerel laat kook, en ek die koppietjie uitspoel met warm water, en die koppie dan nie koud is nie, praat ek met die Here. Ek spog nou nie met my nie, maar nou verkeerd verstaan nie. Maar ek het myself aangeleer om met God te praat, terwyl die kerel kook, terwyl ek koffie maak, terwyl ek die koppies uithaal, en die ou klein bordjie uit die laai uithaal, die beskuit inlaai, sing ek 'n koortjie, ek praat met die Here al die pad tot die kamer, gaan ek terug, dan gaan ek bidkamer toe. Ons het nou nie 'n bidkamer nie, ons woonstel is so 'n reguit woonstel, slaapkamer, studeerkamer, sitkamer, kombuis, jy loop so deur, reg deur. En ek bid daar in die sitkamer, dat my vrou nie kan afluister wat ek van haar bid nie. Maar mense, ek het agtergekom, daar's ander gebede wat van groot belang is, en ek wil eendag met u praat oor dit, die gebed van gesag, wat is dit, hoe werk dit? Maar aanbidding, vandag wil ek met u net daaroor praat, ek is bykans klaar. Ek wil u net, ek bid dat die Gees van die Here my sal vanmôre, om net 'n saad in die hart te kan plant, Gees van God, ek bid u. Vader, dat u Gees vanmôre in my mond 'n saad kom plant, wat ek kan uitspreek, en dat die saad in die harte van al die kosbare kinders van u kan val, en dat die saad kan ontkiem en kan groei, en kan vrug dra, die vrug van ware aanbidding. Ek vra dit, Vader, deur Jesus u seun, dat u my daarvoor salf, en ek dank u dat u dit doen. Dankie Here, dankie Here. Ek saai vanmôre, ek is 'n saaier wat saad kom saai, om te sê, my God, gaan 'n herlewing in hierdie gemeente gee. Nie herlewing van die duisende mense nie, maar herlewing in ware aanbidding. 'n Herlewing in ware toewyding aan God. 'n Heilige lewe om God te eer en te aanbid en te vrees vir wie hy is. Dis wat God wil doen. Dis die woord wat God die hele week op my hart mee praat, wat ek met u moet kom deel vanmôre. Halleluja. Ek glo dat die woord wat ek met u gespreek het, die saad, nou in die hart geval het. Halleluja. Ek het voor die diens begin gebid vir voorbereide grond, dat die saad in goeie grond sal val. Yes. Halleluja. Dat hier bidders gaan opstaan in hierdie gemeente, wat van tevore nooit gebid het nie. Amen. Gaan man en vrou opstaan in die gebed, en omdat hulle by die huis in 'n ware aanbidding is, gaan hulle by die kerk al kom en sê, pastoor, voor die begin, ek het 'n woord van die Here. Toe ek met God, toe het vanmôre 5 uur hom aanbid het, toe gee die Here vir my 'n woord, ek wil dit graag vir die gemeente gee, want ons kort dit. Halleluja. Dis mis, ons mis dit in die kerk. Hier kom nie meer iemand sommer aan met 'n woord, om te sê, ek wil net vir die Here my 'n woord gee. Ek wil 'n bietjie vorentoe staan, maar daai suster se kop is agter my mikrofoon, dan kan sy my nie sien nie. Sy loer my so. Dit lyk of sy my so kwad is, sy so, kyk. Mense, ons het iets nodig. En ek sê dit vanmôre eerlik, ons ontbreek op hierdie oomblik aan ons gemeente. Manne en vroue, wat van die huis afkom, van hulle bidkamer afkom, en kom en sê, pastoor Kai, ek het 'n woord van die Here. Ek sal vir jou 'n goeie geleentheid gee om daai woord te bring. As jy misvat, is nie einde van die wêreld nie. Maar as jy nooit iets doen nie, is nog slegter. Om niks te doen nie, is swakker as om mis te vat. Niemand bou 'n huis tot hulle begin bou nie. Jy kan sê, ek gaan my huis bou daar, ek gaan so lyk en ek gaan so wees, ek gaan so. Daar staan nie nou, maar daar is nog niks. Jy moet dit doen om te begin. Begin dit. Ek daag u nou uit vanmôre. Ek wil nie preek om 'n preekie agter die rug te kry nie. Ek wil 'n werk doen vanmôre deur die Gees van God. Ek is 'n werktuig van die Here. Ek is 'n diensknegt van God. En die Here salf my vanmôre om dit te doen wat ek doen. Ek salf jou vanmôre met 'n gees van toewyding en gebed. Jy sal nie meer dieselfde wees nie. Ek profeteer dit oor jou vanmôre. Jou gebedslewe gaan verander. Jy sal nie nooit weer dieselfde wees nie. Jou gebedslewe gaan totaal verander. Gaan nie meer bid net vir geld nie. En bid vir 'n gehoorsame vrou nie, of vir gehoorsame kinders nie, of vir 'n gehoorsame man nie. Bid vir daai goed nie, maar bid om God te aanbid. Soek die Here.
Soek sy aangesig, buig voor God en sê, Vader, ek het nie behoefte aan geld of kos of klere, niks, ek het niks meer, maar ek wil naby aan u troon kom. Laat my toe. Want weet jy wat? Ons is deel van die liggaam van Christus. Glo jy dit? Amen. Die woord sê in Efesiërs 1:13, ek is in Christus verseël deur die Heilige Gees. Ek is werklik deel van Jesus Christus. En Jesus Christus sit op 'n troon. En die woord sê, in Christus sit ons in die hemelse plekke. Ons sit saam met hom op die troon aan God se regterhand. Dis die plek van gesag. Die een wat aan die regterhand van die koning sit, is die gesagsposisie. Ons sit in daardie gesagsposisie in Christus. Maar nie net sommer net outomaties nie, wanneer jy werklik deel word van die Here deur aanbidding. Daar is die sleutel, hoor. Die sleutel van geestelike groei lê by aanbidding. Nie hoeveel uur jy gebid het vir jou nuwe kar nie, en vir genoeg geld vir die huis se paaiement hierdie maand nie, en hoeveel keer jy gebid het vir die pastoor dat jy so kwaai moet preek nie. Dit kan maar so bid, as jy wil bid maar vir my, dalk help dit. Maar jy weet nooit nie. Maar wat God soek mense, wat met hom wil verhouding bou. Wat met God 'n noue verhouding wil bou. So naby. Jou man moet eintlik vir jou vreemd lyk, en jou vrou moet vir jou vreemd lyk. Sê vrou, waar was jy? Jy lyk so anders. Toe Moses van die berg afkom, toe blink sy gesig so, hy moes 'n sluier oor sy gesig sit. En weet jy, dieselfde God wat daardie blink gesig vir Moses gegee het, is ons God. Ons kan net so lyk as ons net naby genoeg aan hom kom. Jy kom net naby. Nie te sê, Here, ja, maar ou Piet, Here het my kwaad gemaak. En Sadie, sy is niks werd nie. Daai gebed help niks nie. Maar dan sê, o Here, ek buig my voor u in onderwerping. Ek kom voor u in die troon in Christus Jesus as u seun. Ek het toegang tot u troonkamer. Jesus sê, ek is die deur. Niemand gaan na die Vader behalwe deur my nie. En ons kan in God die Vader se troonkamer instap. Jy het die reg om in God, die almagtige God, sy troonkamer in te gaan in Christus Jesus. Al klink dit vir jou so verskriklik. As ek lees in die Openbaring boek, hoe lyk dit daar by die troon van God? Die serafs, en die gerubs, en die lewende wesens, en die 7 geeste, en die 24 ouderlinge, wat aanhou dat hulle krone op die grond neerwerp en uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Ek en u het toegang daar deur Jesus Christus. Ons mag voor God verskyn. Jy mag. En jy doen dit net deur ware aanbidding. Jy kon nie by die Here skinder, as jy net in die troonkamer kom, en gaan jy skinder van ou Piet en die Jan en dan die Sannie nie. Nee. Jy is kindertyd nie. Dis 'n tydperk van buig voor die Here. Buig saam met die ouderlinge, buig, sê heilig is die Here, heilig is die Here. O, mense, ek kan dit nie genoeg benadruk en onderstreep en aandag op dit lê nie. Mense, aanbidding is jou kosbaarste tyd met die Here. Want God laat jou toe in sy diepste heiligdom as jy hom waarlik aanbid. Is die waarheid, hoor. Is die waarheid wat ek vir u sê. En ek vertrou dat hierdie woord vanmôre in jou hart gaan groei. Jy het die saad gesaai. Die Here gevra om dit te bevrug met sy gees. En daai saad gaan in jou hart groei. Ons gemeente se herlewing in aanbidding begin nou. Prys die Here. Ons gaan nou getuig waar kom. Ons gemeente is besig om te herleef in aanbidding. Ons is 'n aanbiddingsgemeente. Mense gaan inkom van buitekant af, gaan hulle die heiligheid van die Here voel soos dit nou voel. Hy is hier, die Here is hier op grond van God se woord. Moenie net dit nie, maar op grond van my gees wat sy teenwoordigheid gewaar. Die Here is hier. Halleluja. En weet jy wat? Ek het nie 'n orkes nodig van 10 gitare en 3 stelle dromme en 4 fluitblasers om dit te doen nie. Ek het nie eens 'n instrument nodig nie. As ek in my binnekamer gaan bid, ek sit nie eers 'n klavier speel en dan bid ek so tussen die musiek, daar moet musiek wees om te aanbid nie. Ek aanbid God sonder musiek, sonder gitaar, sonder niks. Ek aanbid hom. Kom ons doen dit. Kan ek vra?
Ek wil dit graag vra. Is hier iemand wat vanmôre deur die Gees van die Here aangeraak is om te sê, ek wil 'n aanbidder word. Nie net 'n bidder nie, 'n aanbidder. Sal u saam met my staan asseblief as daar so iemand is? Ek wil 'n ware aanbidder van God wees. Ek gaan dit doen. Ek gaan dit regkry. Ek gaan dit regkry. Ek gaan suksesvol wees. Ek gaan 'n aanbidder word. Want God het jou gevind vanmôre. God het jou gesoek. Vanmôre het hy jou gevind. Halleluja. Halleluja. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. And my soul doth. Kaborebe sabagaya borebe nangase bena namangutai. O Here, ons aanbid U want U is groot. U is groot, U is heilig, Here, U is die ware God. Namo shakaya rebena namangutaya nelebenda. Oh, I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. And my soul does yet towards Thee. I feel Jesus. I feel Jesus. Yes, I feel Jesus in this place. Hemelse Vader, dankie vir U woord. Dankie vir U seun. Dankie vir die Heilige Gees wat my lewe en miljoene ander mense se lewens totaal kom verander het. Van 'n nuttelose bestaan na 'n nuttige wese. Halleluja. Ek dank U vir die krag wat U aan ons verleen deur die Heilige Gees en deur die waarheid van U woord. Ek dank U, my God, dat U ons aangestel het as diensknegte. En dat Jesus sê, my Vader is die landbouer. Ek is die wingerdstok. En julle is die lote. O, dankbaar dat dieselfde sap wat deur die wingerdstok vloei deur die lote wat die vrug na vore bring. O, manga bate bengai. O Gees van die Here, dat hierdie woord vanmôre in my hart en in my broer en my suster se hart sal groei, dat die sap van die wingerdstok deur ons kan vloei, om te kan sê, ek is een met die seun van God. Ek buig voor God die Vader in die troonkamer van heiligheid en heerlikheid. Halleluja. Ek eer U daarvoor, Vader. Dankie, Here, vir U goedheid. Dankie vir U Gees. Dankie vir die skrifte, die woorde wat Jesus gespreek het. Dat iemand dit die moeite werd geag het om dit op te teken, dat ek dit vandag kon lees. U sê daar, Matteus, salig is die wat honger en dors na geregtigheid. Hulle sal vervul word. Here, daardie honger in hierdie gemeente groter word. Dat daar 'n dieper honger kom, 'n dieper honger kom na die geregtigheid, 'n dieper honger na U teenwoordigheid, 'n dieper honger na U heilige teenwoordigheid, by die huis, op die pad, by die werk, waar ek ook al gaan, altyd hier kan gewaar, die geregtigheid van God is in my. Ek honger nog meer en meer en meer. Here, ek soek meer, Vader. Ek vra dit deur Jesus, U seun, vir myself, meer en meer van U heiligheid in my lewe, sodat U in my vereer kan word. Vra ek deur Jesus U seun. Amen. Prys die Here, baie dankie. Jy kan U sitplek neem, dierbares.